Ons het gedink ons het genoeg gesien van Franja Du Plessis, of dis al wat ons van haar sou sien, die ou Fort, nadat sy 'n hele album uitgebring het, maar toe kom sy terug met nog 'n bang en dis perfek vir die vakansie wat voorlê. Baie welkom Franja. Baie dankie. En jy het sommer so in 1 jaar gegaan van die ou Fort na Oulala, van boer na boudoir. Jy het net besluit jy het nog krag in jou. Ja, ek dink daar is liedjies wat in die argiewe lê en ek wou iets uitgebring het, net so vir die vakansie. Om die mense 'n lekker vakansie vibe te kry. En dit is 'n dansliedjie vir mense om lekker te dans op vakansie en om die vakansie by te kom. Ja. Hoorie, maar jy dans lekker self in die musiekvideo. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Omdat die liedjie gaan so oor dans, daar is van die woorde sê baie keer dans mense by 'n troue en dan dans jy nou. Jy weet nie regtig wat om te doen nie, dan is dit nou maar daar wat jy so weet. Daai awkward. Ja, dis mens kry verskillende tipe danse wat mens kan doen, maar in die woorde van die liedjie is ons het altyd so ding van as jy nie weet wat om te doen nie, dan hop jy net maar die bal en jy pak die rakke en dan gaan dit lyk of jy gedans het. En dan is daar een wat sê Michael Jackson was mos een vir die moonwalk. Ja. En ek het dit is vir my altyd as ek nie weet om te doen nie, dan gaan ek maar in 'n moonwalk. Maar ek moes die dans baie vinnig leer, so ek het maar net hier en daar saam met die dansers beweeg wat hulle die danswerk gedoen. Waar het jy die musiekvideo geskiet? Ons het in 'n warehouse geskiet hier in Pretoria, 'n groot warehouse wat hulle al die goed daar's niks daar binne gewees nie, het ons die scaffolding en alles ingebring en Hoe lank vat so 'n musiekvideo projek? Ek meen jy moet daai warehouse dan nou skoon maak. Jy moet rehearse daar binne, jy het baie ligte wat gebruik word. Jy moet hom oor en oor skiet. Hoe lank vat dit van die beplanning van so 'n musiekvideo tot okay, ons is nou klaar, ons kan nou huis toe gaan. As jy nie eers die editing in ag neem nie. Ja, kyk, ons was op daai stadium wat ons die hele ding beplan het, was ek en Rowan in Suid-Amerika gewees vir 'n show. So ons kon nie regtig, ons was nie betrokke by die reëlings nie, maar hulle het dit vooraf gereël, seker so 'n maand voor die tyd en al die dansers en almal gereël. En toe het ons teruggekom en ons was van die oggend af tot seker so 5 uur, 6 uur die aand besig met die hele skiet van die video, wardrobe changes en hulle het die dansers afgeneem. Hulle het voor die tyd obviously begin rehearse en oefen aan die danse so. En hulle die ligte reg gesit voor julle daar aangekom het. So Ja. dit is net die skiet van die video wat 12 ure is. Ja, Sjoe. en toe die editing en al daai goed vat seker so hang af hoe vinnig en wat se kans hulle het om te edit, dan sit seker so 'n week tot 2 weke dink. Ja, groot projek. Ja. Hoorie Franja, maar jy noem nou Suid-Korea. Suid-Amerika. Hoe was Suid-Amerika gewees? Dit was baie lekker geweest. Ek wou nog altyd daai deel van die wêreld sien. En dit was nou so 'n lekker geleentheid om ons het eintlik gaan sing. Daar is baie Afrikaanse mense. Ons was in Paraguay geweest. Hulle het ons daar bespreek vir 'n show. Meestal Duitse mense en Spaanse mense. So hulle het nie lekker verstaan wat ons sing nie. Ons moes maar vertaal. Ja. Ons het so hier en daar het ons 'n woord geleer en dan ek weet dit sie is ja en wat is danke schön en sulke goeie. So ja, hulle die Afrikaanse musiek geniet. Hulle het gesê hulle hou van die ritme en hulle hou van die melodie. So hulle het so 'n hele Afrikaanse aand gehad wat hulle gehou het wat ek dan nou gesing het en dan die aand voor dit het hulle 'n gospel en country musiek gehad. So het Rowan vir hulle gospel gesing en Chris Els het toe country. Ja, so ons het maar so 'n mengery van klomp van die liedjies te doen. Maar dit was baie lekker. Ja. Eintlik om dit te dink. Dit was lekker om dit te kon ervaar. Hoe ervaar jy die gehore, die verskil tussen sê nou maar daai mense wat nie die woorde verstaan nie, op watter liedjies het hulle die beste reageer van jou as hulle nie noodwendig die woorde kan verstaan nie versus Suid-Afrikaanse gehore? Wat is gewoonlik by 'n regstreekse optrede Suid-Afrikaners se gunsteling liedjie waar hulle die meeste aangaan versus sê nou maar die mense in Paraguay wat net op die wysie reageer? Ja, wat op die melodie. Hulle gaan meestal met die liedjies wat 'n lekker ritme het, dan sal hulle so 'n bietjie beweeg en iets wat in hulle kop vassit soos die melodie. By ons in ons land is dit maar ook dit hang af waar mense gaan. So as jy by 'n fees is, dan wil die mense baie keer dans. Dan is dit liedjies soos Lisensie bring dit. Ja. Wat hier, maar
in Paraguay self was dit ook bring dit Ja. en lisensie. Hulle het so verskriklik baie moeite gedoen. Hulle het dansers ook gehad wat daar kom dans het saam met ons. Ek het die een boerseun net my kom aflaai in 'n ou fort. Opgee my boerseun. Ai, wat 'n So hulle het regtig ervaring. baie moeite gedoen. Ja. Dit is regtig lekker. Kon julle ook so 'n bietjie toer deur Suid-Amerika? Is daar 'n plek wat vir jou uitgestaan het? Ons was Rio toe gewees. Dit was nogal lekker. Die weer wat ons gekry het was nou net nie die beste nie. Ja. So ons het daar's 'n gedeelte van die Amazone. So ons was daar in 'n forest en Wow. daai standbeeld, daai Ja. die Christ the Redeemer standbeeld was daar wat ons gekyk het. Maar dit het baie gereën, maar dit was baie lekker en dan het ons Buenos Aires ook gaan kyk in Argentinië, ja. Dit was ook baie lekker. Hoorie, ek weet mens wil nie noodwendig voor Desember dink aan Januarie nie, maar volgende jaar is dit nou 10 jaar wat jy in die bedryf is. Beplan jy enigiets in die pipeline of wil jy nou net eers Desember rus? Hierdie jaar was nogal redelik besig geweest. So ek vir nou is my kop om net lekker te rus en tyd te spandeer saam met my geliefdes. Maar ek sal definitief iets wil doen. 10 jaar is, ek kan nie glo dis al 10 jaar wat ek in die bedryf is nie. Maar so 'n mens wil iets spesiaal doen vir dit. So ek sal definitief. Ek seker jy is om met ietsie in die opkom. pipeline, ja. So al die liedjies gaan nou wat daar lê. Ja, ek gaan weer in die diep argiewe in. Ja. Nou so gepraat van Desember wat jy wil rus. Hoe lyk 'n tipiese Kersdag in julle gesinshuis? Ons hou baie van games, soos speletjies speel. So ons sal baie keer en dan lekker eet. Dit voel vir my Kersfees en lekker eet gaan altyd hand aan hand. So ons hou van lekker kos maak en dan speel ons games en maak spanne. Dit's gewoonlik mans teen vrouens. En wie wen gewoonlik? Ek weet nie of ek dit moet sê. Okay, ja, bly nou eerder stil. Hang of iemand kroek of nie. Ja, okay, nice. En dan ons geniet met mekaar se geselskap en ja, dis net lekker om mense almal by mekaar te kan hê en tyd te kan saam spandeer. Ja. Ag, lekker. Baie dankie Franja. Dit was heerlik om jou hier te hê. En dankie vir Oolala wat ons saam met ons gaan neem op die vakansie waar ons gaan game speel of kroek of dans. Dit gaan met lekker musiek in die agtergrond wees en ons gaan nou na hom kyk. Jy moet 'n lekker Desember hê, Baie dankie.